As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. En as die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs sal die wagters dan daar oorwaak. Liewe gemeente, genade vir u en vrede van God onse Vader, in sy Seun Jesus Christus onse Here. En hy vermenigvuldig dit self deur die soet en die teerwerk van sy Heilige Gees. Amen. Nou, ons gaan die diens dadelik voortsit en ons gaan 'n psalm sing wat op die bord ook vir ons aangebring sal wees. En dit is Psalm 100. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer, kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Ons gaan daardie Psalm eerste en tweede verse sing van Psalm 100. Baie dankie. Kom ons maak die Bybels oop in die Ou Testament by 2 Samuel hoofstuk 18. Twee Samuel hoofstuk 18. En hier in die boek Samuel lees 'n mens darm van groot drama in sekere mense se lewens. En nie baie lank nadat Agitofel selfmoord gepleeg het, omdat hy gesien het dat sy raad nie opgevolg is nie, en het hy selfmoord gaan pleeg. En dan, nie lang daarna nie, het hierdie tragiese verhaal om afgespeel, waarvan ons dan nou lees hier in 2 Samuel 18. Ons gaan nie die hele hoofstuk lees nie, ek gaan vir u lees so van vers 9 af. Dit handel oor die lewe van Absalom, die seun van koning Dawid. Absalom, die seun van koning Dawid. En ons praat met die vanmôre oor die tema, gaan dit goed met die jongman? Gaan dit goed met die jongman? Dis die woorde van vers 29. Met Absalom, is die vraag. As ons kyk na die verhaal, dan sal ons die antwoord kry. Nou lees ons 2 Samuel 18 vers 9. En die dienaars van Dawid het Absalom onverwags aangetref, terwyl Absalom op 'n muil ry. Nou vir die kinders wil ek maar net sê, ons weet almal wat is 'n perd en wat is 'n donkie. Maar weet julle wat is 'n muil? 'n Muil. Ek wonder of die ou mense weet. Wie weet? Is 'n kruis tussen 'n donkie en perd. Nou wie is die pa en wie is die ma van die muil? Die perd is die pa, nee, en die donkie is die ma, en die baba is 'n muil.
Hy lyk soos 'n donkie en hy gedra hom soos 'n perd, of iets van die aard, of hy lyk soos 'n perd en hy gedra hom soos 'n donkie, nee, 'n kruising. En nou ry Absalom op hierdie ding, op hierdie dier, op hierdie muil, vers 9. En toe die muil onder die digte takke van 'n groot terpentynboom ingaan, het sy hoof in die terpentynboom vasgehak, sodat hy tussen hemel en aarde bly hang het, terwyl die muil onder hom wegloop. Toe 'n man dit sien, het hy aan Joab berig gebring en gesê, kyk, ek het Absalom aan 'n terpentynboom sien hang, en Joab, dit was nou Dawid se leerowerste, sy minister van verdediging, nee. En Joab sê vir die man wat hom die berig gebring het, en as jy dit gesien het, waarom het jy hom dan nie daar teen die grond neergeslaan nie? Dan moes ek jou 10 silwerstukke en 1 gord gegee het. Vers 14. Toe sê Joab, ek wil nie so by jou vertoef nie. En hy het 3 spiese in sy hand geneem, en die in die hart van Absalom gesteek, terwyl hy nog lewendig was binne in die terpentynboom. En 10 jongmanne wapendraers van Joab het nader gekom en Absalom doodgeslaan. Daarop blaas Joab die ramshoring en al die manskappe het omgedraai en Israel nie meer agtervolg nie, want Joab het die manskappe teruggehou. Toe het hulle Absalom geneem en hom in die bos in 'n groot kuil gegooi en 'n baie groot hoop klippe bo-op hom gestapel, onderwyl die hele Israel elkeen na sy tent vlug. Vers 24. En terwyl Dawid tussen die 2 poortingange sit, het die wag op die dak van die poort op die muur geklim. En toe hy sy oë opslaan, sien hy met eens 'n man alleen hardloop. Toe het die wag uitgeroep en dit aan die koning meegedeel. En die koning sê, as hy alleen is, dan is daar 'n goeie boodskap in sy mond. Terwyl hy al nader en nader kom, sien die wag 'n ander man hardloop, en die wag het die poortwagter toegeroep en gesê, kyk, daar hardloop nog 'n man alleen. Daarop sê die koning, hy bring ook 'n goeie boodskap. Verder het die wag gesê, ek sien die gang van die eerste is soos die gang van Ahimaas, die seun van Sadok. Toe sê die koning, hy is 'n goeie man, en hy kom met 'n goeie boodskap. En Ahimaas het uitgeroep en aan die koning gesê, vrede. En hy het hom voor die koning neergebuig met sy aangesig na die aarde en gesê, geloof sy die Here, u God, wat die manne oorgelewer het, wat hulle hand teen my heer die koning opgetel het. Toe vra die koning, gaan dit goed met die jongman, met Absalom? En Ahimaas antwoord, ek het 'n groot gewoel gesien toe Joab die dienaar van die koning, naamlik die dienaar, gestuur het. Maar ek het nie geweet wat dit was nie. Daarop sê die koning, gaan op sy en kom hier staan. Toe hy dan op sy gaan en daar bly staan, kom die Kesiet juis aan. En die Kesiet sê, my heer die koning moet die blye boodskap ontvang, dat die Here aan u vandag reg verskaf het, teenoor almal wat teen u opgestaan het. En die koning het die Kesiet gevra, gaan dit goed met die jongman, met Absalom? En die Kesiet sê, mag dit met die vyande van my heer die koning, en met almal wat teen u opstaan om kwaad te doen gaan, soos met die jongman. Toe het die koning baie ontroerd geword, en opgeklim na die bovertrek van die poort en geween. En hy het rondgeloop en so gesê, my seun Absalom, my seun Absalom, ag, as ek self maar in jou plek gesterf het, Absalom, my seun. Hier eindig nou die voorlesing uit die woord van die Here. Mag hy dit as ook die oordenking daarvan baie ryklik seën aan elke hart wat hoor, so sê die Here. Kom ons verenig net in die gebed en dan bid ons ook saam.
Vader, baie dankie dat ons tot daar by u genade troon mag kom. Te danke aan die feit dat aan u regterhand sit vanmôre u geliefde seun, in wie u 'n welbehae het. Baie dankie dat ons deur hom vrye toegang het, want hy het gesê, ek is die deur, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dankie dat sy kosbare bloed vandag nog vir ons daardie anker vir ons siel, die steun van ons gees is. Dankie dat ons vanmôre en elke dag van ons lewe kan weet dat hy vir ons die weg gebaan het. Baie dankie dat ons weet, dat hy vir ons voorspraak doen. Hy sê daar in sy woord vir ons, dat hy eenmaal in die hemel ingegaan het, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Maar dit is juis wanneer ons as ouers en kinders en leerkragte voor u kom buig, dat ons besef dat ons vir u baie nodig het. In die eerste plek in die verantwoordelikheid wat ons teenoor onsself het, maar ook die verantwoordelikheid wat ons teenoor mekaar het. Die verantwoordelikheid wat ons as ouers teenoor ons kinders het. Die verantwoordelikheid wat ons as leerkragte teenoor ons kinders en oor ons ouers het. Die verantwoordelikheid wat ons as kinders teenoor onsself en teenoor ons ouers en ons leerkragte het. Dit trek ons deur na die verantwoordelikheid wat ons teenoor u het, Here, dat ons u nooit mag vergeet, dat ons u nooit buite rekening mag laat, dat ons nooit mag vergeet dat u gesê het, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Dat dit u is in die woord wat vir ons gesê het, dat ons u kan vertrou met alles, dat ons u moet ken in al ons weë, dan maak u ons baie gelyk. En dit is juis omdat ons hierdie nood besef, dit is juis omdat ons hierdie waarheid snap, dat ons nou voor u kom buig en bid, dat u ook nou hier by ons sal vertoef, en dat u woord aan ons hart sal oopbreek, sodat hierdie woord 'n lamp vir ons voet, en 'n lig vir ons pad kan wees. Baie dankie dat ons u kan vertrou, Heilige Gees, om nou juis dit te kom doen wat in die Vaderhart vir elkeen van ons brand, sodat Jesus daarin verheerlik sal word. Ons bid dit in sy wondernaam, met danksegging vir die voorreg. Amen. Nou, geliefdes, ek wil stil staan by hierdie vers 29, die vraag wat Dawid vra aan die boodskappers. Gaan dit goed met die jongman, met Absalom? Gaan dit goed? Gaan dit goed? Hierdie vader se vraag, 'n bekommerde vader se vraag aan 'n boodskapper, 'n vader wat bekommerd is oor sy seun. Dit kon net sowel 'n vader se vraag gewees het wat bekommerd is oor sy dogter, net sowel 'n moeder wat net so bekommerd is oor haar seun en haar dogter. Die knallyn van dit is 'n bekommerde ouer oor sy kind. Nou vriende, ons leef in werklik snaakse tye, moeilike tye waarin standaarde en waarin norms regtig oorboord gegooi word. Nou jy weet, ek het dit nie so beplan nie. Ek het hierdie boodskap in my binnekamer voorberei en iemand kom by my en stop hierdie koerant in my hand op pad kerk toe. Hierdie is die Sondagkoerant. Jy het dit seker ook gesien.
Maar dit gaan nie vir my oor die dwelmwolk oor 7de laan nie. Dit gaan vir my oor wat op bladsy 10 van hierdie koerant staan. Want op bladsy 10 in hierdie koerant is hier iets opgeteken wat my geskok het en wat ons van moet kennis neem. Tieners se seksvideo's is pornografie, onwettig. En ek wonder nou, ek vra, watter kind, ek wil nie vra watter kind het 'n selfoon nie, ek wil liewer vra watter kind het nie 'n selfoon nie. En vir daardie kind wil ek sê, baie geluk. Ek is trots op jou as jy kan skool gaan, of ten minste sonder jou selfoon skool toe gaan, of ten minste om afskakel en in jou nie gebruik in skooltyd nie, want jy's besig met jou eie opvoeding. Maar ek wonder as ek vir u vra, wat beteken LTD? Wat beteken LTD? Nou in hierdie artikel, ek gaan dit nie waag om van hierdie platform af vir u alles te sê wat hier staan nie. Ek haal net hierdie een uit wat ek vrymoedigheid het. LTD, weet u wat beteken die afkorting? Want dis mos nou Facebook en Mixit en MMS en Twitter en al, ek weet nie watter goed alles nie. Gelukkig, ek nou skool gegaan ook sonder 'n selfoon. Maar LTD staan vir Let's Talk Dirty. En in hierdie artikel word hier dinge aan die kaak gestel, waarmee ons kinders elke dag besig is. Ek glo nie, ons ouers weet eers wat ons kinders met selfone alles aanvang nie, maar ons weet mos nou al, uit vorige artikels ook, hoe dat daar video's geneem is, van die onwettige, sedelose dinge, wat kinders aanvang, en dan kom dit aan die lig, en dan is dit probleme. Ons weet daarvan, en daarom het ons die Here so nodig, om ons te bewaar, van hierdie goed, want die duiwel gebruik, dit is 'n goeie ding. 'n Mens dink, hoe het ek ooit sonder 'n cellulaire telefoon klaar gekom in die ou tyd? Die ding het vir my 'n onmisbare ergernis geword. En tog is dit ook 'n kragtige instrument in die hand van die duiwel, om selfs kinders op laerskool al weg te sleep van enige sedelike standaard, enige goeie tradisie, enige goeie opvoeding, ja, om hom in 'n versoeking in te lei en te laat val. Nou as 'n mens kyk na dit wat in ons dag gebeur, en jy kyk na die Bybel, en jy sien wat met Absalom gebeur, dan kan 'n mens 'n lyn deurtrek, maar dan vra mens die vraag wat Dawid ook vra, gaan dit goed met my kind? Gaan dit regtig goed met my kind? Nou, onthou nou, ons sit hier te doen met 3 groepe mense vanmôre en vandag. Ons het hier te doen met 3 groepe mense. Ons het hier te doen met die ouers, met die kinders en met die opvoeders. Ek self is 'n opvoeder. Ek self het katekisasie gegee, het sondagskool gegee. Ons het die kinders onderrig, ons is die leerkragte. Ons is daardie verlengstuk van die ouerhand wat die kind moet opvoed. Soos die leraars en die sondagskoolpersoneel en die kerkraad en die onderwysers is almal 'n verlengstuk van die ouerhand in die opvoeding en dissiplinering van hierdie kind en van die kinders. En wanneer ons dan na hierdie saak kyk en ons kyk na hierdie 3 groepe mense wat betrokke is, dan moet ons elkeen ons verantwoordelik gaan identifiseer. Ek as ouer teenoor my kind, ek as onderwyser en leerkrag teenoor die kind, my eie en ook die wat aan my toevertrou is, om te onderrig, wat leer ek my kind? Wat leer my kind by my? Wat leer my kind by die onderwyser? En dan het ek as kind ook 'n verantwoordelikheid teenoor myself. Want ons kan nie net die blaam skuif. Ons kan nie as kind ons ouers die skuld gee nie. Ek kon maklik my ouers die skuld gegee het. Ek het
in 'n ouerhuis groot geword, waar ek my pa en ma nooit Bybel sien lees het nie, nooit hoor bid het nie. Ek self het nie eers 'n Bybel gehad nie. Ek kon nie eers 'n woord bid nie. Ek het die Onse Vader soos 'n resitasie geleer vir die skool, want daardie jare in die skool moes jy Psalm 121 en Psalm 23 in die Onse Vader, maar ons soos resitasie kon leer en opsê. En wanneer ek in die moeilikheid was en ek moes bid, dan kon ek maar net die Onse Vader opsê. Maar watter verantwoordelikheid het ons nie teenoor mekaar nie? Kom ons kyk en dan sien ons, hier het ons 'n verantwoordelikheid. 'n Man was vir my baie kwaad gewees, toe ek op huisbesoek vir hom vra, en hy het vry 5 pragtige dogters, waarvan die jongste 3 'n drieling was. En hierdie 5 pragtige dogters, en op huisbesoek toe vra ek vir hom, of hierdie kinders, hierdie pragtige dogters, ken hulle al vir Jesus as verlosser en zaligmaker. Toe vererg hy hom vir my, toe sê hy vir my, hoe moet ek weet? Toe sê ek vir hom, maar broeder, jy het immers voor die kansel gestaan, en aan die Here 'n gelofte maak, dat jy hierdie kinders sal onderrig, en laat onderrig in die vrese van die Here, dat jy hulle van Jesus sal leer. Hoe kan jy vir my sê, hoe moet jy weet? Hoe kan jy vir my sê, jy weet nie of jou kinders al die Here Jesus ken nie? Ek sê en ek merk ook op, dat jy hulle nie eers kerk toe bring, om hulle te laat leer nie. As jy hulle dan nie self leer nie, hou jy hulle nou nog weg van die blootstelling aan die evangelie. Jy bring hulle self nie, jy stel vir hulle self nie die voorbeeld nie. Hoe gaan jy rekenskap gee van jou verantwoordelikheid? Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons kinders, as ouers en leerkragte. Ons gaan nou by die verantwoordelikheid van die kind self teenoor homself kom, maar kom ons kyk net na ons verantwoordelikheid. In Hebreërs 12 vers 9 en 10 lees ons, dat die skrywer aan die Hebreërs sê, ons het ons ouers gehad, wat ons na die vlees gekastei het, en dan sê hy, en hulle het hulle wel, na hulle beste wete, ons getug. Dit is jammer, dat die rotang nou uit die skool verdwyn het, maar daar is ander maniere van dissiplinering, daar is ander maniere van tug, as net die rotang. Ek kon vir die uitknipsels en goed saamgebring het van artikels wat in die tydskrifte en nuusblaaie verskyn van onderwysers wat kla dat hulle sê ons sit met terroriste in die banke. In 'n gemeente waar ek was, het ek nie minder nie as 5 onderwysers in die gemeente gehad. En wanneer jy met hulle gepraat het, dan het hulle met jou gepraat oor die ongedisciplineerdheid en die ongemanierdheid van die kinders, van die swak opvoeding, waarvan hulle gedrag getuig. Dan bring dit mens onmiddellik terug na die vraag van hierdie bekommerde vader, gaan dit goed met my kind? Van 'n moeder, gaan dit goed met my seun, met my dogter? Gaan dit goed? Kyk net, en ek wil dit vir u sê, en u moet my mooi hoor, dit is nie die minder bevoorregte wat noodwendig die slegte eendag uitdraai nie. Dit is nie noodwendig die minder bevoorregte die een wat met die minste, uit die armoedigste huis kom, wat noodwendig die slegte misdadiger en niks werd uitdraai nie. Dit is nie waar nie. Net so min as wat dit waar is, as pietse mes skerp is alle skerp messe nie pietse nie. Kyk na Absalom. Wie is hy? Absalom is die seun van koning Dawid. Absalom is 'n prins. Absalom word in 'n paleis gebore. Absalom word in weelde groot.
Absalom word groot in die huis van 'n man wat die naam dra dat hy 'n man is na God se hart. Absalom se pa is 'n man wat die Here ken. Absalom se pa dien die Here. Absalom se pa het hom geleer van wat is reg en wat is verkeerd. Absalom is in die beste skool. Absalom het die beste onderwysers. Absalom kry die beste, want sy pa is die koning. Hy het al die voordele, hy het alles wat sy hart begeer. En boonop, sê 2 Samuel 14 vers 25, in die hele Israel was daar geen seun so mooi, so geprys nie. Van sy voetsool af tot by sy hoofskedel was daar geen gebrek aan hom nie. As jy gepraat het van spiere, dan was dit daar. As jy gepraat het van 'n borskas, dan was dit daar. As jy gepraat het van hare, dan was dit daar. As jy gepraat het van kuite, dan was dit daar. Hy was gebou. Die Bybel sê, hy was eintlik volmaak. Geen gebrek aan hom nie. Hierdie pragtige seun, hierdie prins, hierdie seun wat uit die paleis kom, wat met die beste in die lewe groot gemaak word. Onthou wat ek vir u gesê het. Dis nie noodwendig hy wat as minder bevoorregte groot word, wat sleg uitdraai nie. Absalom is die bewys daarvan. Nee, dis juis in die huise vandag waar oorvloed is. Dis juis in die huise vandag, en ek kon dit ook vir u saamgebring het en vir u vandag vertoon het van artikels wat wys dat ons laerskoolkinders is dronk na skool, want hulle kry die drank uit sy pa se drankkabinet in sy eie huis. So daar's geld vir al hierdie goed. Dis nie minder bevoorregte kinders nie. En as ons weer hierna kyk, dan is dit nie noodwendig minder bevoorregte kinders wat selfone het nie. En dan sien ons, Absalom is 'n tipe, Absalom word vir ons 'n voorbeeld van hierdie pragtige seun wat al die kanse in die wêreld het om 'n sukses van sy lewe te maak. Hy kon dalk nog koning geword het. So mooi, so geprys, soos in die hele Israel nie. Hy was 'n skrander kind. Hy was 'n slim kind. Maar helaas, ten spyte van die huis waaruit hy kom, ten spyte van die opvoeding, ten spyte van die kennis, ten spyte van die voordele, ten spyte van dit alles, draai Absalom, kan ek maar die lelike woord gebruik en sê, 'n niksnut. 'n niksnut, vir niks goed nie. Innerlik was daar fout met hierdie pragtige uiterlike. Innerlik was daar fout. Daar was 'n fout met hierdie pragtige geboude man, van sy voetsool tot sy tone volmaak, maar aan die binnekant is daar 'n groot fout. Hierdie pragtige jongman het 'n swart hart. Hierdie pragtige jongman het 'n hartsprobleem. Daar's moord, daar's wrok, daar's haat, daar's afguns, daar's verzet, daar's rebellie, daar's opstand in sy hart. En kyk God uit die hemel na hierdie man, toe sy pa vra, gaan dit goed met hom? En dan staan hierdie woorde in Jesaja 1 vers 6. Van die voetsool af tot die hoof toe is daar geen heel plek aan nie, maar wonde en kwesplekke en varshoue, nie verbind of met olie versag nie.
kyk God na hierdie jongman se siel en gees, dan sien hy hom so. Want Samuel het ook gesê, die mens sien wat voor oë is, maar die Here sien die hart. Erflike voordele of nadele is nie genoeg om 'n edel karakter te maak of te breek nie. Nee, Absalom kon nie sy pa die skuld gee nie. Absalom kon nie sy onderwysers die skuld gee nie. Absalom kon nie die paleis die skuld gee nie. Absalom kon nie sy voordele en die weelde en die leuksheid en die gerief en al die wonderlike dinge wat op hom afgelaai is, die skuld gee nie. Want Absalom het 'n verstand van homself gehad en die Bybel sê in Galasiërs 6 vers 7 dat 'n mens nie moet dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, net wat 'n mens saai sal hy maai. Niemand anders saai en jy maai nie. Jy saai self en jy oes self. Maar hierdie voordele en al hierdie wonderlike dinge wat sy deel was, kon in sy guns getel het. Dit kon vir hom 'n goeie wegspring gewees het. Die feit dat hy in 'n wonderlike skool is, met wonderlike onderwysers, dat hy 'n goeie opvoeding kry, dat sy pa kind van die Here is, dit kon in sy guns getel het. As hy maar net wou kyk en luister en raad vat, as hy maar net die voorbeeld wou volg. Hoe wyd hy die lewe nie voor Absalom oopgelê nie. 2 Samuel 15 vers 6 sê, sodat Absalom die hart van die manne van Israel gesteel het. Maar helaas, Absalom het nie daaraan gedink om die mense se guns te soek nie, God se guns ook nie. En ek sê weer 1 Samuel 16 vers 7 sê, want nie wat die mens sien, sien God nie. Want die mens sien wat voor oë is, maar die Here sien die hart. In 2 Samuel 13 vers 28 het hy sy broer laat vermoor. Hy het moord in sy hart. Hy het afguns in sy hart, hy het jaloesie in sy hart. Hy het 'n wraaksugtige gees. In 2 Samuel 13 kan jy gaan lees daarvan vers 23 tot 28. Vir 2 jaar broei hy wraak teenoor sy eie broer. En hy beplan 'n moord fyn. Psalm 55 vers 22 sê van so 'n man, glad is die botterwoorde van sy mond, maar sy hart is oorlog, sy woorde is sagter as olie, maar hulle is ontblote swaarde. Hy nooi sy familie met valse voornemens na 'n partytjie toe, in 13 vers 24, net om die moord te pleeg. Jy sien, die proses is Romeine 10:3. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Absalom het hom nie onderwerp aan hierdie goeie opvoeding. Hy het hom nie onderwerp aan al die standaarde en die reëls en aan die woord van die Here wat hy geleer het nie. Hy het nie. Hy het sy eie kop, hy het sy eie planne, hy het sy eie pad. Weet jy, hy kry 'n tweede kans. Weet jy, hierdie man kry 'n tweede kans. Absalom het gevlug nadat hy die moord gepleeg het. Maar sy pa het hom nie verwerp nie, sy pa het hom nie verstoot nie. Sy pa het nie gesê, ek skryf hom af. Hy's nie meer my seun nie, ek wil niks meer met hom te doen nie. Nee, vriende, die liefde van 'n vader en 'n moeder het daar die band gebly hou. En weet jy, na dit alles, lees ek in 2 Samuel 14 vers 33, dat toe hy weer na sy wegvlug weer, sy pa hom laat kom, het sy vader hom gesoen. Sy pa vergewe hom, sy pa gee hom weer 'n kans.
Deur die genadige voorsiening van God kry hy 'n tweede kans om sy lewe oor te begin, om die foute wat hy gemaak het nie weer te maak nie. Jy kan tog nie dit gaan regmaak nie, maar jy kan die les daaruit gaan haal om dan nou jou lewe reg te maak en dit nie weer te doen nie. Hy kry 'n tweede kans om sy lewe reg te maak. Wat sal hy kies? Sal hy die smal weg kies na die lewe? Sal hy die selfgemaakte breë weg kies? Gaan dit goed met die jongman, met Absalom? Maar ons sien dat selfverheerliking, selfbelang oorhand oor hom kry. In 2 Samuel 15 gaan jy dit lees van vers 1 af. Hy het in die poorte gaan staan en hy die volk en die mense se hart teen sy pa gedraai. Hy pleeg verraad. Hy pleeg as dit ware meineed teen die koning. Wat hom sy pa wat hom vergewe het, wat hom 'n tweede kans gee. Die vergewensgesindheid en genade van sy vader moes sy hart week gemaak het en in dankbaarheid moes hy hom onderwerp het en die kans aangegryp het, maar hy vat hier die kans om verder te gaan en juis sy eie vader nou te ondermyn en te ondergrawe. Iemand wat die Here nie ken nie, sal dikwels die genade van God rek en misbruik om aan te hou op die verkeerde pad. Hoor my, iemand wat die Here Jesus nie ken as verlosser nie, sal dikwels die genade van God, wat hom kans op kans gee, rek en misbruik om aan te gaan op die verkeerde pad. En dit loop uit op openlike rebellie. Dan sien ons hom in 2 Samuel 15 daarby vers 10 stuur hy spioene onder die volk om te sê, elke keer as julle die ramshoring hoor, blaas met julle sê, Absalom is koning. Die selfverheerliking, die eie belang, die selfsug. Hy dra sy eie pak, hy kies vir homself, hy gee nie sy pa die skuld, hy gee nie die onderwysers die skuld nie. Jy moet my mooi hoor vandag. Kinders, jy maak self die keuse. Jy gaan nie eendag sê, ek het 'n swak opvoeding gekry nie. Jy gaan nie eendag sê, ek het swak onderwysers gehad nie. Jy gaan nie eendag sê, ek was in 'n swak skool nie. Jy gaan nie eendag sê, ek het nie kans gehad. Openlike rebellie is teen die Here. Dis die ryp vrug van 'n geheime, selfgesentreerde lewe. Gaan dit goed met hierdie jongman? Gaan dit goed met my seun? Ek gaan afsluit. Daar die trotse hoof, daar die pragtige bos hare, jy kan maar die beskrywing van hom gaan lees daar in die vorige hoofstukke. Hak vas aan die terpentynboom. Niemand het daai boom geplant nie. Daai boom staan daar as dit ware deur God geplant in die natuur. Die muil het nie geweet dat sy ruiter se kop gaan vashak as hy onder daardie boom deurhardloop nie. Dit was nie deur die toedoen van enige iets of iemand van buite af nie. Selfs toe sy kop aan daardie boom van God vashak, toe sy kop vashak in die takke van God se terpentynboom van omstandighede, en hy bly hang, terwyl die muil van sy vertroue onder hom pad gee. Hulle wat die Here buite rekening laat, sal eendag uitvind dat hulle 'n baie belangrike persoon verag het. En hulle sal in hulle omstandighede vasgevang word, terwyl hulle dit waarop hulle vertrou, onder hulle sien pad gee. En hulle tussen hemel en aarde bly hang, as dit ware, openbloot voor die aangesig van die lewende God. Ons weet van hierdie tipe mens.
Die Here Jesus beskryf hom in Matteus 7, die dwaase wat sy huis op die sand gebou het. Gaan dit goed met hierdie jong man? Gaan dit goed? Nee, die triomf van 'n goddelose is kort, my vriend. En hier is skielik 'n ironiese monument. Skielik, ek lees hier in vers 18, dat daar is 'n gedenksteen opgerig in die Koningsdal vir homself. Niemand anders het dit gedoen nie. Hy moes dit self doen en dis al wat dit is en dis vergete. Maar dalk het hy gedink hy sal soos 'n held eendag aan die voet van die steen rus, maar helaas, daar's 'n groot hoop klippe op hom gegooi. Hulle het hom toegegooi onder die klippe met minagting. Dis wat die wêreld, dis wat hulle van hom gedink het toe hulle met hom klaar is. Dis wat die duiwel van jou dink die dag as hy met jou klaar is. Sy minagting van die gebod, eer jou vader en jou moeder. Die minagting van die gebod, eer die Here jou God. Die minagting van die gebod, dat jy respek moet hê vir jou meerdere, het sy tol geëis en hy het 'n duur prys betaal. Waar laat dit ons? Dit laat ons met 'n berouvolle vader. Ag, my seun. Ag, my seun Absalom. Het ek maar vandag in jou plek gesterf. Want weet jy, my seun, jy het gesterf en ek weet nie hoe jy aan die ander kant uitgekom nie. As ek vandag gesterf het, ek het ten minste die Here Jesus in my hart. Ek is ten minste weer gebore. Ek weet van daardie dag in my lewe dat ek Jesus gekies het as my verlosser en my saligmaker. Ek is gereed om hom te ontmoet. My seun, hoe het jy daar aangekom? Want ek weet nie van so 'n dag in jou lewe nie. Ek het dit nie in jou lewe gesien nie, my seun. Ek het dit nie oor jou lippe gehoor nie. Gaan dit nou goed met jou waar jy is? Anderkant die poorte van die dood. Gaan dit goed met jou, my seun? Kan u sien wat 'n verantwoordelikheid het ek as ouer teenoor my kind, wat voor die kansel aan God 'n gelofte gemaak het? Kan u sien wat 'n verantwoordelikheid het u as onderwyser teenoor my kind? God gaan rekenskap eis van ons wat ons gedoen het met die kans en die geleente om hierdie kinders na Jesus toe te lei. Sien hulle Jesus in u lewe? Sien hulle Jesus in ons grootmense se lewe? Kan hulle ons voetspore volg? Soos daai ou seentjie wat toe sy pa die aand uitgestap het in die koue sneeu om 'n drankie in die kroeg om die hoek te gaan drink, vir sy seentjie gesê het ek is nou terug, en toe hy weer voel, toe trek iemand hier aan sy broekspyp. En toe hy afkyk, toe staan sy seentjie daar. Hy sê, hoe het jy hier gekom? Hy sê, papa, dit was baie maklik. Toe ek by die voordeur uitstap, en het ek papa se spore in die sneeu gesien, en al wat ek gedoen het, ek het seker gemaak, ek trap elke tree vir tree in papa se spore. Hy het nie opgekyk om te sien waarheen gaan die spore nie, want in die straat kon dit met ander deur mekaar raak. Hy het seker gemaak, hy bly presies in sy pa se spore trap. En hy het eers opgekyk, toe hy sien, hier gaan die spore by 'n deur in, en hy by die deur instap, en hier sy pa. Ons trap spore. Vriende, vir 16 jaar in my lewe, vir 16, die eerste 16 jaar in my lewe, het my ouers vir my die pad hel toe breed getrap. Hulle was self op pad daarheen. En jy moet vergeet om jou kind te probeer hemel toe stuur, terwyl jy self op pad hel toe is. Hoekom moet ek gaan as hy nie? Dit was my gesindheid. Hoekom moet ek Sondagskool toe gaan, as hy my voor ek kan Sondagskool toe gaan, moes ek op my fiets spring en die koerant, die dagbreek en Sondagnuus gaan haal, dat hy kan sit en koerant lees, dan moet ek Sondagskool toe. Hoekom moet ek kerk toe, as hy kan sit en koerant lees?
Hoekom moet ek vroeg opstaan en my klaarmaak as hy kan laat slaap? Hoekom? Waar kry jy in hierdie Bybel 2 stelle reëls? Vir groot mense 1 stel en vir kinders 'n ander stel. Waar kry jy in hierdie Bybel 'n stel reëls dat groot mense mag, maar kinders mag nie? En so het ek groot geword. Hulle mag vloek en rook en drink en lieg en steel, maar ek mag nie, dan kry ek pak. As ek nie mag nie, mag hulle ook nie. As hulle nie mag nie, mag ek ook nie. God se standaard is vir ons almal. Jesus is die enigste antwoord. Jesus is die enigste verlosser, die enigste saligmaker. Jy ken hom of jy ken hom nie. Jy dien hom of jy dien hom nie. Jy volg hom of jy volg hom nie. Jy's op die smal pad of jy's op die breë pad. Daar's nie 'n ander een nie. Maar die keuse is joune. En mag die Here een my help, dat ons verantwoordelikheid in die heel eerste plek teenoor onsself sal nakom, en dan teenoor mekaar. En hy kry die eer. Amen. Kom ons buig. Vader, ons wil vir U vandag baie dankie sê vir die voorreg wat ons het om hierdie woord oop te maak, om dit te oordenk, om daaruit die lesse van die lewe te leer. En wie van ons kan vandag sê, ek is te goed, ek is te oud, of te jonk, of te klein, of te groot, om iets by Absalom te leer. Geef vir ons die genade, dat ons hierdie woord in ons hart sal bære, in die eerste plek, dat ons teen U nie sal sondig nie, in die tweede plek, dat ons verantwoordelikheid teenoor onsself so sal nakom, dat ons sekerheid sal hê, dat ons vir Jesus ken, as ons verlosser en saligmaker, sodat ons die regte keuses in hierdie lewe kan maak, sodat ons nie eendag, soos 'n Absalom, in die terpentynboom van ons eie omstandighede, vashak en bly hang, terwyl die muil van ons eie selfvertroue en selftevredenheid en selfgeregtigheid onder ons uitloop nie. Baie dankie dat ons dit kan bid in die naam van Jesus ons verlosser met danksegging. Amen. Dis 'n waar woord, U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wie sal daardeur nie diep getref word nie? Wie sal die goedheid van die Here in sy eie lewe raak sien en dit nie waardeer nie? Dit as vanselfsprekend aanvaar. Kom ons sing daardie gesang om die diens af te sluit. Ja.
Mag hy, wat vir ons lief het, ons daartoe die genade gee. En mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God onse Vader, en die soet gemeenskap van die Heilige Gees, met u elkeen wees, en met u bly. Amen.